Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video.
warm. Goeienaand broers en susters. Ek groet julle almal in die onfeilbare naam van Jesus Christus. Ek wil julle almal hier verwelkom, hier by Aswoensdag, waar ons weer met God in aanraking kan kom oor 'n jaar wat hy ons gedra het, en dat ons ook in aanraking kan kom oor ons eie sterflikheid. Laat my toe om u net te begroet uit Psalm 19. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir u aanneemlik is. Here, my rots en my verlosser. Ek begroet u met daardie woorde uit Psalm 19. Laat my net toe om eerwaarde Frederik Lourens, nou al 'n huiskind van ons. Hy is nie meer vreemd aan ons nie. Baie welkom te heet hier by ons te Pakkelsdorp. Meneer, u is meer as welkom hier by ons. U kan enige tyd hier instap. Die deur is oop vir die saak van die Here. Baie dankie dat u altyd ja sê wanneer ons na u toe uitdruk. So van die kerkraad, die bestuur en die gemeente. Baie dankie vir u hier wees en mag die Here u wonderbaarlik gebruik. Nie vir u wil, vir ons wil, maar vir die Here se wil. Mag die Here u seën. Gemeente, geniet die diens. Ons kan die Here enige plek kan ons vind. Nie net in die kerk nie, selfs daar in die tyd, die oomblik waar jy dink jy is alleen, dan is die Here daar. Want hy het beloof, hy sal met ons wees tot aan die volëinding van die wêreld. So baie dankie vir die uitnodiging. Ek beskou dit as 'n voorreg en ek ag dit hoog voor die Here en voor u dat ek hier vanaand kan aandoen.
Dit is as Woensdag. En ek wil hê ons moet vanaand introspeksie neem. Introspeksie beteken vir ons kinders bloot, kom ons kyk nie vanaand buitentoe nie. Kom ons kyk binne toe. Want weet jy die fout wat ons baie keer maak, as ons kerk toe kom en die boodskap word gelewer, dan sê jy, Ansina moes vanaand nie gewees het. Ek weet nie hoekom sy nie gekom het nie, dat sy net vanaand kon gehoor het. Maar die Here wil met u praat. Sny u af. Fokus vanaand op u eie redding. As Woensdag, broers en susters, is die begin van die lydensiklus. Die klem val veral op die skuld van die mens, die belydenis van sonde en wat dit Jesus gekos het om ons met God te versoen. Wat het vir God, wat het vir Jesus gekos het om my en u met God, ons Skepper, te versoen. Aan die einde van die diens sal gelowiges askruise op hul voorhowe dra as 'n teken van Jesus se kruisdood en as teken van berou en herinnering aan ons sterflikheid. Weet jy, ons moet sterf, ons moet hierdie aarde verlaat, want ons meester wag vir ons. En aan die einde van die diens sal gelowiges die geleentheid kry om hierdie askruis op die voorhoof of handpalm te ontvang. Lidmate kan ook die simbole wat uitgestal is besoek en bedink wat dit sê. Dan, broers en susters, is dit belangrik om gedurig stil te word. Kyk na die kruis, luister na kosbare musiek. Ek wil ons die jong mense, ek wil vir julle vra, man. Los daai musiek wat so net geraas maak. Katoen. Ek vra nou die een dag vir 'n jong man, wat luister jy? Weet jy, katoen. Weet jy, is die ritme wat ons die jong mense van stryk kan bring. Weet jy, Satan was in die hemel die hoof van musiek. En toe word hy uit die hemel uitgeskop, omdat hy wil hoor wees as God. En toe vat hy die musiek saam, want hy weet, die musiek het 'n manier om mens te streel, op te wek, te kalmeer en alles te doen. En nou vat hy die musiek, dan maak hy jou ore deur mekaar. Besluit man. Dis nie die boodskap. Ek wil maar net vanaand vir julle sê. Besluit man. En alles jy die enigste jong mens in jou kring wat luister na musiek wat jou opbou man, dan is dit so. Ek luister na ander manne wat vir jou moet sê, jy moet aan dit luister. En word bewus van sy teenwoordigheid by my en by u. Kom ons volg die liturgie wat verskyn. Here, ons sien die kruis en besef dat dit nodig was vir my. Ja, vir my. Here, ons sien die hamer met spykers en besef dat u hande deurboor is vir my. Ja, vir my.
Here, ek wonder hoe dit moes voel, vir my sou voel, om in u skoene te staan. Here, u het die spot en die koring en die doringkroon gedra vir my. Here, ek verloon u daagliks vir 30 munte, soos Judas. Here, in die stilte van die teenwoordigheid, Here, wil ons vanaand vir u ontmoet. In ons eie verlange, Here, in ons eie drome, in ons eie verwagtinge, Here, van wat u vir ons bestoor het. Ja, Here, ons wil in hierdie stilte van die oomblik bewus word van wat u, Here, moes deurmaak, sodat ons vandag, Here, die vrug daarvan kan pluk. Here, ons wil in die stilte bewus word van waar ons onsself sou bevind het, as u ons nie raak gesien het, en ons nader getrek het, en styf teen die bors gedruk het, en gesê, my kind, jy hoef nie in jou eie bloed te spartel nie, kom na my toe, ek sal jou verlos, ek sal vir jou deure oopmaak, deure wat niemand vir jou sal kan oopmaak nie. Ek wil vir jou nuwe drome gee, drome ver bo jou verwagtinge. Ek wil in die woestyn vir jou 'n pad maak. Daar waar nie water is nie, wil ek vir jou water laat uitborrel uit 'n fontein van lewe. Kom net na my toe. Word net my kind, dan doen ek wat ander verbaas sal laat staan. Here, ons het vanaand gekom, sodat u ons kan ontmoet. Neem ons in die troue sorg, en bewaar ons, Here, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Liewe broers en susters, ek wil nie baie teksverse lees nie. Kom ons maak ons Bybels oop by Joël 2. Ek wil net die eerste 2 verse lees. Dankie, Here, vir die woord. Dankie dat ons dit in ons vuil besmette hande kan vashou. Maar u verkwalik ons nie. Want u wil juist sê, Here, dat ons deur die woord wat ons vashou, rein sal word. Nie net in ons hande nie, maar ook in ons harte. Dat ander, wanneer ons in hulle midde kom, ons nie net vir onsself geseën sal wees nie, maar ook vir hulle naby ons. Seën ons in die wonder van u skepping, en wees u ons Heer en ons God. Amen. Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom. Hy is naby, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag,
soos die môre skemer uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk wat ons oudste sy gelyke nie het nie, gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie. Kom ons lees ook 12 en tot by 17, 12, maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag en skeer julle harte en nie julle klere nie en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Blaas die basuin op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge. Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit na haar slaap vertrek. Laat die priesters, die dienaars van die Here, tussen die voorportaal van die altaar ween en sê, O Here, spaar u volk en gee u erfdeel nie aan smaadheid, dat die nasie met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is julle God? Dit is die woord van die Here. Dank sy God. Skeer julle harte voor die Here. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van die redding het ek jou gehelp. Kom ons bid saam. Here, wil ek gee dat die woorde van my mond, maar in die besonder die oordenking van my hart, Here, soos Psalm 19 ons weet, u welgevallig sal wees, Here. Here, seën hierdie woord tot ons elkeen, want in u hande, Here, gee ek my gees oor. Want alles wat ek het ek by u ontvang. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here en Meester, ons saligmaker, hy wat was en is en sal wees tot in ewigheid. Amen. Net een versie, broers en susters. Matteus 6. Ja, nie net hierdie paartjies. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel nie en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dit is die woord van die Here. We met your name. As ek vanaand vir u moet vra, in een woord,
of in 2 woorde? Of kom ons sê in 3 woorde, as dit nou tot daar moet gaan. Wat sou u sê, is die woord van God vir u? Ek hoor een woord nie kan. Stigting. 'n lamp vir ons voete. Liefde. Zaligmaker. Kompas. Anker. 'n lig op die pad. Laat ek het hierdie woorde wat ons nou opgenoem het. Is dit haalbaar? Is dit haalbaar om te weet, die woord is my anker. Ek kan daaraan vashou, of is dit net 'n illusie? Is dit net 'n vaag idee van wat hierdie woord vir my en u kan beteken? Want jy sien, as ek en u dit kan beantwoord, dit wat ek en u nou gesê het, die opsomming van 1 woord, of 2 of 3, wat dit ook al sou wees. En ek weet daar sit nog vanaand wat dit graag wil sê, maar u wil dit liefst in die hart hou dit dan. Maar as dit vir u 'n illusie is, beweeg weg. Maar as dit vir u relevant is, en die sê, ek glo in dit, dan word die Bybel vir u relevant. Ek wil vanaand 'n bietjie, voordat ek gaan nou die Bybelse betekenis van as Woensdag weer vir u meer uitlig aan die hand van Genesis 3 vers 19. Ek wil vanaand praat met u oor my tekortkominge en my foute versus God se liefde. My tekortkominge. U sien dat daar is mos die geneigtheid dat ek en u ons fokus meer op dit wat ek en u as ek kort dit in my lewe. Weet jy, ons op 'n stadium dat ek geglo het, en jy gaan nou lag daaroor, ek het geglo, mense moet lang hare. Slim mense. Ek het dit al die jare geglo. Jy sien, ek word groot in 'n huis waar manne nie aldag die vroue lang hare het nie. Nou as ek my hare gekom het wat lang is, dan het ek geglo. So dit was my opvattinge. Toe raak ek groot en ek verdien, ek kon daar. As jy altyd so nie. Tot iemand vir my eendag gesê, gaan my jou pittekop toe sê, is my pittekop nie, wat ek die Here gekry het. Ek is daarvoor dankbaar, want hy het my gemaak. Mooi gemaak. As Woensdag, broers en susters, ek wil hê iemand moet vir my Genesis 3 vers 19 lees, en dan staan u, as u hom lees kry. Terwyl jy hom soek en op en naslaan en dan vir my gaan lees, as Woensdag merk, soos ons al gesê het, die begin van lydingstyd. Jy het hom, lees hom vir ons, 3 vers 19. En die zweet van jou aangesig sal jy doodgeen, totdat jy terugkeer na die aarde. Want daarin is hy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. As ek in u glo,
dat die woord is my anker. Die woord is my lig. Die woord is my liefde. Dan moet u glo, ek en u is in stof gemaak. En ek en u sal weer tot stof terugkeer. Daarom is die as 'n teken van veroordeling. Dit is 'n profetiese uitnodiging. Dit roep ons om eerlik na onsself te kyk. Nie om in skuld vas te steek nie, maar om weer in God se genade in te stap. Jy sien ek en u moet meer fokus op die genade van die Here, want waar ons tekort kom, daar oortref God se liefde ons gebrek. Kom ons beweeg weg van dit wat ek en u nie het nie. En waardeer dit wat ons het, want as dit nie vir die Here was nie, dan was ek en u nie eers. Weet jy, ek sit baie keer sit te dink, as ek eendag moet wegwees, hemel toe, sal die mense dan nog van my iets onthou? Wat 'n impak, wat 'n nalatenskap laat ek na. Maar weet jy, by ons kinders gaan dit ons oor, soos my eendag gesê het, Daddy, ek wil nie maak nie. Daddy, ek wil nie dit nie. Jy sien, ons kinders se mind is by, wat kan ek kry wat ek sien? Maar die Here wil hê, ons moet dit na streef wat ander nie sien nie. En dis my geloof in hom. Daarom sê die Here vanaand, ek is aan die krag, bring jou gebroke hart, bring jou verskonings, bring my jou foute, nie jou masker nie, want jy sien, ons sit 'n masker op ons gesig, dat ander kan sien, is fyn met my, maar hier binne is ek stikkend, ek is gebroken, ek is op soek na die Here, om my weer heel te maak, en die as Woensdag, gee daai geleentheid vir my en vir jy, om na hom toe te kom en te sê, Here, ek kan nou nie meer pretend nie. Ek het u ontsettend nodig. As Woensdag verklaar by God, jou tekortkominge, sê God, diskwalifiseer jou nie. My liefde sal jou herstel. Die eerste gedagte vind ons in ons psalm van verlede jaar. Wie kan daai psalm onthou van verlede jaar wat ek en u saam gelees het? Die wat die was, die van dit verwys. Psalm 51. Wie het Psalm 51 geskryf? Wie het hom geskryf? David. Wanneer het hy hierdie Psalm geskryf? Nadat hy oorspel gepleeg het en toe sien hy mos 'n pragtige dame daar in die bad. Nee, en hy sê vir homself, ek moet jou kry. En hy laat die man voor die linie van die oorlog gaan veg. Maar hy weet daar, dan kom die eerste koers en hulle skiet hom dood en hy is daar. Maar hy dink toe hy kan dit wegsteek. Maar hy sit vir hom 'n masker op. Jy sien, ons kan so ver as wat ons stap, kan ons vir die mens met 'n masker vermaak.
Ons kan hulle wat is die woord? Ja, flous. Ons ek sê altyd hy drama queens. Jy by hulle kom. Hulle tower jou met wat hulle het. En as jy klaar van hy en al weg is, jy stap weg en jy so moeg. Jy is uitgeput, want jy bly, jy moet fokus. Waar is die in die hoopad? Maar dan kom die drama queen by die Here. Sê die Here, I know you. Ek ken jou gebrek. Maar die sien, wanneer ek en u erken, ons het gefouteer, dan maak hy vir my en vir u vry. Psalm 51 vers 17. 'n gebroke en verslae hart sal u nie verag nie, o God. Nommer 2. Wanneer ek en u berou toon, dan maak dit ruimte vir God se werk. Wanneer ek en u berou toon, moenie met u gebrokenheid, met dit wat u ronddra en ander vrous mee, kom by die punt dat u sê, Here, en dit is wat Joel 2 vers 12 wat ons later sal gelees het, sê, bekeer jou man. Nou, bekeer is van baie van u en van my ook. Toe ek in die jeug kom, destyds in die 1990s, kom ek by die jeug, en hulle sê, jy moet jou bekeer. Ek is deel mekaar. Die mense het ons gesê, as jy jou bekeer, dan is daar nie meer vriende vir jou nie. Jy kan jou nie meer uitleef nie. Nou sit ek hier tussen ek wil in die jeug wees, maar ek worstel met my bekeer. Weet jy, tot ek later ontdek, bekeer is maar net die omdraai weg van die sonde af. Dis goed. Jy gaan nog, ek wil vir jou mense sê, jy dink jy gaan die vriend verloor, as jy jou bekeer. Kom ek sê vir jou, in die vriend se plek, gee die Here vir jou meer. Ek het eendag gesê, ek weet nie wie van u doen wiskunde nie. Exponent werk so. 1 verhef tot die mag 3. Nee. Beteken 1 maal 1 maal 1. En sy antwoord is gelyk aan 1. God die Vader vermenigvuldig met God die Seun, vermenigvuldig met God die Heilige Gees, is gelyk aan 1. Maar wanneer die Here by jou uitkom, dan vermenigvuldig hy dit nie met 1. Hy vermenigvuldig dit met 2. 2 maal 2 maal 2. Vir 2 vriende wat jy verloor, vir 2 vriende wat jy verloor, gee hy vir jou af. So maak hy ook met ons geld. God, multiply your finance. Dat mense wonder, waar kom hy so geld? Hy seker besig met dwellings. Dat daar niks van dwellings sien, is die guns van die Here oor my en u lewe. Ek sluit af, God se liefde is groter as ons gebrokenheid. Romeine 5 vers 20, waar die sonde toeneem, het die genade nog meer oorvloedig geword. So wanneer ek na die Here toe kom, en ek gee
alles wat ek gedoen het vir hom, dan maak God vir my 'n nuwe mens. God se liefde is nie afhanklik van my en die prestasies nie, maar van sy genade. Ek sluit af. Hierdie Aswoensdag begin ons die kerkjaar met nederigheid, maar ook met die vaste hoop. My tekortkominge en foute is werklik, maar God se liefde is groter, dieper en oorwinnend. Hulle sê daar was 'n groot skool in die Kaap, wat eendag by iemand se veldtogdienste aansluit. En hy sit daar in die gehoor terwyl die woord bedien word. En die prediker noem hoe groot die Here se liefde is. En hy sit daar. Weet jy wat gaan deur sy gedagtes? Al die moorde wat hy gepleeg het, almal wie hy ingedoen het, die foute wat hy gemaak het, die Here se liefde sal dit nooit kan wegwas nie. En weet hy doen daai aan die regte ding. Hy gaan die huis toe met hierdie wete dat die Here hom nie kan genees nie. Toe die diens klaar is, toe gaan hy na die prediker toe. Hy sê vir die prediker, dit was vanaand 'n pragtige diens. Hy het vanaand gehoor van dinge wat hy nog nooit geweet het, die Here kan doen. En hy sê vir hom, kan die Here my skoon maak, al my foute, al die dinge wat ek verkeerd gedoen het, die moorde wat ek gepleeg het. Die prediker sê daai aan vir hom, niemand kan so verlore wees, dat die Here hom nie kan vind nie. Niemand kan so verlore wees, dat die Here hom nie kan vind nie. En ek wil vanaand vir u uitnooi, nadat ons die nagmaal gedoen het, en u wil net 'n tyd afsonder, dat u net nader aan die Here toe kan kom. As u my weer eendag nooi, dan wil ek graag met u praat oor watter voordele is daar wanneer u by die Here uitkom. Daar's 8 van hulle. Maar u moet my nooi vir dit. En u moet die konsulent toestemming vra. Wanneer ek bring ek die 8, dan is ek by julle my license point. Mag die Here vanaand vir u wonderlik sê. Mag die Here vir u lof. Mag hy vanaand daai tekortkominge van u neem. Die berou dat nie in skuld hoef te bly nie, maar om dit in rigting te verander. Draai die skuld. As jy elke dag net in pyn en verlange sit, en jy weet nie wat te rigting nie. Ek kry eendag 'n dame wat stap en niemand kom na my toe en sê vir my, daai een stap soos 'n persoon wat hier plan het. Nou, die Christelike mense, hy stap maar hy het 'n plan vir die dag. En daar gaan niks in die huis aan. Die huis is leeg. Hy moet 'n werkie, as hy net vir die dag, hy sê 'n werkie kan kry, net om iets te rig te doen. Die leerder, die mens sluit af, hy vertel eendag, sy skoene is stikkend. Daar is die kos by die huis, 'n leerder wat in my klas was. Weet jy, ek gaan nou vir sê, wanneer vertel ek dit. Hy sê, sy skoene is stikkend, en hy moet ek staan en skryf,
En hy moet 'n keuse maak. Hulle wag daai aan vir sy pa wat moet ietsie van die taxi ren op Prinsipaal se taxikaart. Die ma het ook nie 'n plan daai dag gehad nie. Die ma vat toe ons die skoene en werk dit vas met draad, sodat hy die nächste dag op skool toe gaan, net om eksamen te skryf. En vandag is hy 'n gekwalifiseerde advokaat. God vat dit wat ek in U het en hy omskep dit in iets magnifiek. Net nooit uit. Daar hier het. Hy sê Malachi sê toets my. Om die Here te toets. En is nie dat ons niks van hom dink, jy sê dag nie uit. Of ek die hemele vir jou sal, ja, sodat vir jou sal oopmaak. Hy sê, weet jy wat sê, wat moet ons doen? Ons moet 'n tiende van ons lewe moet ons word. 'n tiende. 90% dit 'n tiende. 'n tiende van die geld, 'n tiende van die tyd, 'n tiende van die gawes. Net 'n tiende. Nou werk ek weer dat ek is 'n wiskundige opvoeding. Nou 24 uur in 'n dag. Nou 'n tiende daarvan. Hoor my? Ek is 'n wiskundige opvoeding. Ek gaan nou kyk of ek gaan nou hier op toets. Wat is 'n tiende van 'n dag? Twee per 4 minute of ure. Ek pak op. 24 uur. 2 uur. 2 uur. 40 minute. Dit is die Here van die Vader. En werk op uit hoe kort is ons gebed vir die dag. Ellen Schutzman, die ken haar. Iemand het weer daarvan van kyk. En hulle klop aan die deur. En die dame wat by haar werk maak die deur oop en die dame sê, sy is besig om te bid. Hier is die iemand so. En weet ons maar gebed is kort. En hy sê, nee, so lang, ek sal wag. En hy wag. En hy maak die deur weer toe na haar kind, klop hy weer. Ek wil graag nog praat. Ek wil hê sy sê met my na die Here toe bly. Die dame sê, dat die deur oop, sê bid nog steeds. Jy sien, hoe meer tyd ek aan die Here spandeer, hoe dieper word my verhouding met die Here. Mag jy dit sien, kom ons bid saam. Here, ons so baie dankie vir die wonderlike saamwees vanaand. En seën ons, Here, wanneer ons op die avondmaal sal nader met die wete dat ons so baie foute het. Maar U wil dit vanaand skoon was. U wil vir ons nuut maak en U wil vir ons 'n nuwe skepping gee. Iets wat ons nie so kon dink nie. Vanaand is ons hier, Here, op hierdie Aswoensdag, sodat U met ons kan wees. Dankie, Here, vir die kosbare woord. Amen.
U dat U genade vir ons genoeg is, Here. U kan van enige wrak 'n nuwe skepping maak. Want U, Here, spreek net 'n woord en dit gebeur. Want alles, Here, wat op die aarde bestaan, is deur 'n woord geskep. Daarom, Here, staan ons vanaand hier en ons bid dat U net een woord sal spreek en ons siel sal gered word, genees word, rigting vind, die anker vind wat die Bybel vir ons is, die lig op ons pad, die liefde wat dit uitstraal. En ons, Here, kan daaraan vashou, want dit is nie 'n illusie nie, dit is 'n werklikheid. U bestaan, U is daar, maar U wil ook by ons wees. U is Jehovah Shammah, die God wat by ons is. U is Jehovah Jireh, die God wat voorsien. U is Jehovah Rofi, wat beteken die Here genees nog steeds. U is Jehovah Elohim, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Kom, Here, en neem ons gevange in die magtige naam. Amen. Geliefdes, luister na die uiteensetting hoe Christus volgens Paulus die nagmaal ingestel. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here het die nag waarin hy oorgelewer was, brood en wyn geneem en na dit daarvoor gedank het, hy gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Elke keer as julle van hierdie brood eet en van hierdie wyn drink, verkondig julle my dood, maar ook my opstanding. Jy sien, die dood van die Here en van my en u is nie die einde nie, maar die begin van iets nuuts. So daarom is die nagmaal, broers en susters, vir ons 'n teken dat die Here in ons lewe aan die werk bly. Weet jy waarom nooi ons ouers uit om kinders te laat doop? Want God wil sy plan in elkeen van ons voortsit. Die doel van sy skepping. Ek het nie eens geskep vir 'n spesifieke doel. Niemand kan dit keer nie. Weet jy, ek moes al seker by 2 geleenthede dood gewees het. Die een was toe my ma Kaap toe is, ek is net gebore. Ek is op Easter, nou mind you, ek is die donderdag aan gebore. Van wat 'n donderdag. My pa neem my Kaap toe, saam met my ma. En op pad soontoe het my ma my laat drink en ek het 'n wind gekry en ek het siek geword. Ek moes gesterf het. Maar die Here red my. Hy red my. Want ek met die 18de Februarie 2026 moet ek op Pakkersdorp. Wanneer die Here vir my en u red, dan is daar 'n plan. Dan wag daar vir my en vir u 'n werk. Die tweede dood wat ek ook moes, wat ek vryspring. En ek wil vir die jong mense sê, ek luister met die jong mense praat. Ek kom aan die hoek. Daar's 'n groot swembad. Ek kan nie swem nie. 'n Vriend sê vir my, kom saam. Jy hoef te worry nie. Hy het so 'n groot opgeblaasde binneband. Hy toe opgeblaas. Hy sê vir my, sit jy aan die een kant en ek aan die ander kant. Dan gaan ek en jy in die midden. Dat die vyand doen. Hy sê, kom saam met my man. En ek gaan. Toe ek in die middel kom, toe sprong hy af. Ek is te dom om die toe vas te hou.
Ek spartel. En daar's 'n oom, hy's vandag dood, hy red my. Want ek moet die 18de Februarie moet ek in Bakkelsdorp wees. Luister na die genadevolle uitnodiging waarmee die Here vir my en vir u uitnooi na die tafel toe. Hy sê, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Geseënd is die wat honger en dors na dit wat reg is, want hulle sal versadig word. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie aan my glo, sal nooit weer dors kry nie. Want kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy saam met my. Die tafel, broers en susters, is vanaand oop. Ek wil vanaand vir u vra, moenie die vyand vir u vanaand sê, u is nie werd om by die tafel aan te sit nie. Hy is net vir min weg. Hy is nie die Here nie, maar hy sê vir my en vir u, ek en u is nie werd om by die tafel aan te sit nie. Hy herinner ons altyd aan ons foute, het ek ons vir u gesê, want hy weet nie wat vir ons wag het. Hy weet nie van die 18de Februarie 2026. Hy weet nie aan. Kom ons kom na die tafel toe. Met groot afwagting. As jy vanaand 'n ouer sit, wat nie meer weet wat ek kan doen met die kind nie, gaan na die Here toe. Ons wil na baie rate luister. Op 'n stadium boere rate wat my ma, sy is vandag oorlede, mag haar siel rus in vrede. Mami het al hy boere rate afgeskryf in 'n boek. My ma het nie een van hy boere rate gedoen nie. Net die Here, luister wat ek sê, is net die Here wat vir my en vir u 'n weg kan maak. Wil vanaand vir 'n jong mens sê wat hy gee sy CV elke keer in en dan soos ons sou sê, dan gaan hy CV stryd vullingsblik toe. Jy nou weer CV ingee, dan bid jy eers oor hy CV. En jy sal by CV. In die naam van die Vader, sê die Heilige Gees, en dan sê jy, Here, u kind stuur vandag die CV saam met u. Moenie hom saam met ander mense stuur hom saam met die Here. Die Here sal daai CV, as al hy CV's bo die tafel lê, dan lig hy CV van self voor op. En die een wat hom vat, moet hom oopmaak. Ek weet waarvan ek praat. Die tafel is oop, broers en susters. Kom ons bid saam. Genadige God, ons kom nie die tafel toe omdat ons goed voel nie. Ons kom as sondige mense. Ons kom omdat ons vergifnis nodig het. Ons kom omdat ons smag na die lewe en u alleen kan ons voed. Ons kom omdat Christus ons uitgenooi het. Ons kom in dankbaarheid, in bewondering, in verering en aanbidding, om onsself ten volle aan u te offer. Want u is ons Vader. Ons prys u, want u gaan ons aanneem. Amen. Dat ons met blydskap mag uitvoer wy ons hierdie elemente toe aan die Here. Aardse elemente met 'n goddelike betekenis. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir eenvoudige elemente wat u geskep het, Here, waarmee u vir ons vanaand die oortuiging bring. Ek is nog die Here wat groot veranderinge kan teweegbring. Kom Here en salf elkeen wanneer ons vanaand hierdie elemente neem tot u eer.
In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die bedienaars kom na vore. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Van Jesus ontmoet jou aan. Die Here Jesus sal jou sonde wegwas, jou sonde wegwas, jou sonde wegwas. Die Here Jesus sal jou sonde wegwas, as jy kom kniel by die kruis. Kyk op na die kruis. Ek kniel by die kruis. Ek kniel by die kruis. Ek kniel by die kruis. Want Jesus ontmoet my daar. Die Here Jesus sal my sonde wegwas, my sonde wegwas, al my sonde wegwas. Die Here Jesus sal my sonde wegwas, as ek net kom kniel by die kruis. Ai! Ai, ai.
Allemaal bedien of is daar nog van ons lidmate wat nog nie bedien is nie? Ek vir die hand op. Wat die wyn. Want ek het hier vir die sap. Nee, dit is weg so. Oké, so. Oor. Sap. Hierdie is die liggaam van Christus, broers en susters. Dit is vir my en vir u. Neem en eet tot sy gedagtenis. Voed in geloof op hom en hou so sielsgemeenskap met hom en met elke volkeling. Kom ons bid en eet saam. Amen. Hierdie beker is die nuwe verbond deur my dood beseël elke keer as ek en u van dit drink. Drink dit tot sy gedagtenis,
gee u self so oor aan hom wat met die prys van sy lewe vir my en vir u gekoop het. Kom ons drink saam. Kom ons staan vir die Onse Vader gebed. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Amen. Here, ons smeek om vergifnis, seën ons wat hierdie teken nou sal ontvang, mag ons hierdie lydenstyd diep nadink en gereed maak om die vreugde van Paasfees te vier. Hierdie teken wil ontvang om dan na vore te kom en dan sal ek die as op die voorhoof aanbring. U is welkom.
Amen. Amen op dit wat u vanaand ontvang het. En daar by tye wat ek by u gestaan het, dan het die Gees aan my sekere dinge geopenbaar. En daarom het ek by elkeen by tye iets anders gesê. Maar het gegaan oor in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar's niks anders waaraan ons kan vashou nie. Mag dit hierdie jaar vir u 'n wonderlike jaar wees waar u in gees sal ontwikkel, sal groei en dat u sal kan sterk staan teen die aanslag van die wêreld. Kom ons gaan na die aanwending van die tekens toe, aanvaar die versoening met God wat Christus bewerk het. Amen. Amen. Weet wat beteken amen? Amen beteken, ek stem saam, het sal so wees. Waar 2 en 3 in my naam saamstem, daar sal het so wees. Ons moet hierdie jaar die vyand 'n uitklop gee. Sê vir hom, jy wil nie hoor nie. Jy gaan vir my pa sê. Nee, soos ons as kinders gesê, toe ons klein was en hulle ons geboelie het. En toe het ons regop gestaan en geweet waar ons hulp en ons krag vandaan kom. Kom ons staan wanneer ons uitsending aanvaar. U word uitgenooi in die naam van ons Here Jesus Christus om in hierdie komende lydenstyd op die voetspore van Jesus te loop. Hou hom voor oë. Hou so 'n vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het en jy en u sal nie die geestelik moeg word en uitsak nie. God sal ons genadig wees en hy sal ons seën. Hy sal tot ons redding verskyn sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder die nasies. Kom ons sing saam die Amen lied. Amen. Papa's dorp, laat het hierdie jaar met u goed gaan, né? Wat van my, ek gaan nou weer oor die weg. Hy is goed.